Lilian. Hallo Lilani. Daar sê, kom sit julle almal gou hierso by my. Sê eers vir my, hoe gaan dit met julle? Gaan dit alright? Lekker. Die skoolkwartaal is nou al amper verby, nee. Is nog 'n maand. Sit julle almal hier om my, kom sit hierso. Daar sê, is lekker om julle almal hier te hê. Sit jy gou vir my daar, dan kan ek vir julle almal so kyk. Sit julle vir my daarso, dankie. Is makliker so. Sê gou 'n bietjie vir my, julle groter kinders, werk julle nog met uitveers? Ja. Is dit? Dog julle skryf met penne? Gebruik julle nog uitveers? Nou sê gou vir my julle, hoekom is die uitveer ontwerp? Hoekom is hy daar? Om jou foute reg te maak. Dis nogal lekker. Nou, hoe maak 'n mens foute reg as jy nie weet wat die regmaak is nie? Okay. So as julle in die klas is en die juffrou help julle, dan kan julle gou die uitveer gebruik en julle kan dit regmaak. Nou wat maak jy as jy nou nie 'n uitveer kan gebruik nie? Kom aan, daar's iets anders wat ontwerp is. Spookspoeg. Ken julle spookspoeg? Tipp-Ex. Het julle geweet Tipp-Ex is deur 'n Suid-Afrikaner ontwerp? Het julle dit geweet? Jep, en hy is vandag, ek weet nie waar hy is nie, maar hy's net missing. So, jy kan twee maniere gebruik. Jy kan 'n uitveer gebruik of jy kan Tipp-Ex gebruik. Nou, wat doen jy as jy op 'n rekenaar is? Hoe maak jy 'n fout reg op 'n rekenaar? Backspace. Is die fout dan weg? Wel, kom ek gee gou vanoggend vir julle die raaisel. As ek 'n messie sou vat en ek gaan krap die Tipp-Ex af, dink julle ek kan weer by jou fout uitkom? Dis nie moeilik nie, ek het dit al gedoen. Wat doen ek op 'n rekenaar as ek weer wil gaan kyk wat se fout het jy gemaak? Daar's so 'n knoppie met so 'n pyltjie. Undo. Ken julle daai pyltjie? Al wat ek gaan druk is ek gaan druk undo. En dan kan ek presies sien wat se fout jy gemaak het. Maar hoe maak jy 'n fout reg met 'n uitveer? Kan ek sien wat het jy verkeerd gedoen? Ek kan nie. Wat sê een dink julle is dan die beste? Nee, die rekenaar kan ek weer undo. Dis eintlik 'n uitveer. Nou as ek en vanoggend bietjie met die groot mense gaan praat oor genade en vergifnis, dan praat ek dat God kom en hy kom vat 'n uitveer. En hy kom veer dit uit. Jy kan nog steeds, as jy die papier in die lug hou, kan jy nog steeds sien dat daar iets geskryf was. Maar is uitgevee. Daar's nie meer 'n bewys nie, jy kan nie meer sien wat daar staan nie. En dit is hoe die Here ons vergewe. Ons sal nooit vergeet wat ons verkeerd gedoen het nie, maar ons sal altyd onthou dat ons vergewe is. En dis nogal belangrik, nie? Ek gaan daaroor vanoggend praat, so kom ons gaan sit weer. Vriende, jy kan saam met my by Johannes hoofstuk 8 oopmaak. Ons gaan met mekaar saam lees van vers 1 tot vers 11. Die verhaal van die owerspelige vrou is eintlik 'n baie interessante storie. Die oorspronklike verhaal kom nie in die antieke manuskripte voor nie. Hierdie eindste storie is 'n latere toevoeging tot die teks gewees. En dit dateer eintlik uit die 1ste eeu
nadat al die geskrifte tot stand gekom het. Daar is meer as 24.000 Griekse manuskripte vir ons oorgelos, nie een van hulle bevat hierdie gedeelte nie. En as jy byvoorbeeld na Markus toe gaan, Markus 16 vers 9 tot 15, is dit ook nie in die antieke tekste nie, dit is latere toevoegings deur ander getuies, ander ooggetuies, wat hierdie verhale laat insluit het. So wat eintlik dan nou vanmôre hier gebeur is, dat hierdie gedeelte wat ons nou gaan lees is 'n onderbreking. Jesus is in die loofhuttefees, hy is besig om op die Olyfberg met die mense te praat, en dan vind daar hierdie onderbreking tussenin plaas. En wat 'n merkwaardige onderbreking is dit nie. En kom ons lees dit dan. Vers 53 van die vorige hoofstuk. Hierna is hulle elkeen na sy huis toe, maar Jesus het na die Olyfberg toe gegaan. Die volgende môre vroeg was hy weer in die tempel en die hele volk het na hom toe gekom. Hy het gaan sit en hulle geleer. Die skrifgeleerdes en die fariseërs bring toe 'n vrou wat op oorspel betrap is en laat haar in die middel van die kring mense staan. Hulle het vir hom gesê, meneer, hierdie vrou is op heterdaad betrap waar sy oorspel gepleeg het. Moses het ons in die wet beveel om sulke vrouens te stenig, maar u, wat sê u? Dit het hulle gevra om hom uit te lok, sodat hulle iets kon kry waaroor hulle hom kon aankla. Maar Jesus het gebuk en met sy vinger op die grond geskrywe. Toe hulle aanhou om hom te vra, het hy regop gekom en vir hulle gesê, laat die een van julle wat 'n skoon gewete het, eerste 'n klip op haar gooi. Daarna het hy weer gebuk en op die grond geskrywe. Toe hulle hoor wat hy sê, het hulle een vir een begin wegloop, die familiehoofde eerste. Jesus is alleen agtergelaat saam met die vrou daar in die middel van die kring mense, en toe het hy regop gekom en vir haar gevra, mevrou, waar is hulle? Het nie een van hulle die oordeel oor jou voltrek nie? Niemand nie, Here, sê sy. En toe sê Jesus, ek doen dit ook nie. Gaan maar, jy moet van nou af nie weer sondig nie. Dit is die woord van die Here. Kom ons staan, dan bid ons saam. Hemelse Vader, U het vir ons vanmôre na U toe gebring. Elke een van ons op hulle eie plek. Baie vanmôre hier wat bekommernisse in hulle hart saamdra, wat sorge het, wat baie kwelvrae het, mense wat kwaad is vandag, mense wat onvergenoegd is. Here, ook mense wat vanmôre soekend na U vra. En daarom weet ons vanmôre dat ons niks meer is as klei in die hand nie. Dat ons maar uit die stof gemaak is en weer tot stof sal terugkeer, maar Here, binne in daardie tydperk bring U vir ons U self. U stuur U Gees op ons uit, sodat elkeen wat Jesus se naam aanroep, die Gees van besit neem en van ons 'n heilige lewende altaar maak, 'n tempel wat vir U welgevallig is. Daarom vanmôre, Vader, weet ons dat ons sonder U niks is nie. Want as U Uself van ons sou onttrek, dan sou daar van ons niks oorbly nie. Daarom vra ons, Here, dat ons dit sal raak sien. In U groot genade dat U vir ons so goed is. En dat ons vanmôre onsself na U woord toebring. En dat U deur die woord met ons elkeen sal werk. Mag dit ook gebeur tot die verheerliking en tot die uitbreiding van U koninkryk in hierdie wêreld. Nie ter wille van onsself nie, maar ter wille van U. Dit is ons gebed
In die naam van Jesus ons Here. Amen. Dankie gemeente. Om in die skoene van genade te staan, is vanmôre waaroor ons met mekaar praat. En dit is 'n konsep wat jy net sal verstaan as jy eers in daai skoene al gestaan het. As jy weet hoe dit voel om vergifnis te ontvang, waar jy dit eintlik nie verdien het nie. Waar jy eintlik soveel meer moes kry en dit vir jou nie toegedien is nie. Dis eintlik wat ek vanmôre met die kinders deel, dat God kom met 'n uitveer en hy kom vee die blad skoon. En dit is hoe ek en jy vergifnis van God moet probeer verstaan. Dat die indrukke van die sonde nog op die bladsy is, maar die merke daarvan is weg. Dat ek en jy nooit sal vergeet dat ons vergewe is nie, maar dat ons altyd sal onthou dat God se genade op ons groot was, en dis eintlik waaroor hierdie gedeelte vanmôre gaan. Want dit is die tyd van die loofhuttefees. Dis die tyd waar Israel in die woestyn die Here om genade smeek vir water. En hy kom en hy laat Moses 'n rots slaan en daar kom water in die woestyn en almal drink water. Is 'n tyd wat die volk vir die Here sê ons gaan doodgaan, ons gaan van honger sterf. En die Here gee vir hulle kwartels en manna. En dan moet jy vanmôre die konteks van hierdie ding verstaan. Jesus is op die Olyfberg. Dit is waar die tempel staan. Dit is waar die Jode jaarliks hierdie loofhuttefees vier. Hulle kom luister na die leringe van God. En Jesus slaap elke aand op die Olyfberg, sodat hy in die oggend as hy wakker is, dadelik kan voortgaan met sy leringe. Hy sê in Johannes 7 vers 38, en julle moet die konteks nou mooi begryp. Hy sê, elke een wat dors het, laat hom na my toe kom en drink. Dit sal in hom wees soos wat daar in die skrif staan, strome, lewende water sal uit sy binneste vloei. Dis nie sonder meer dat hy in die hoofstuk voor dit sê, ek is die brood wat lewe gee nie. Want die loofhuttefees op die einde van die dag verwys heen na die Messias van die wêreld toe, en daai dag staan Jesus voor hulle. Die hemelse brood, die hemelse water, kan jy daar kom vind en kry. En hierdie boodskap het natuurlik verskillende opinies opgebring. Baie mense wat na Jesus geluister het, het tot geloof in hom gekom. Hulle het hulle lewens omgekeer en hulle het hulle lewens vir die Here gegee. Ander weer was baie kwaad vir Jesus, want hulle het gesê, hy is godslasterlik. Hoe kan hy na homself verwys as water en as brood? Dis net God wat dit kan doen. En hulle wou hom stenig, hulle wou hom doodmaak. Maar Nikodemus, in die vorige hoofstuk, sê vir die mense, gaan doen goed navorsing. Maak seker dat hy nie 'n wet oortree het nie, want anders bring julle 'n oordeel oor julleself. En dis presies wat die Fariseërs toe gedoen het. Hulle wou 'n bewys teen Jesus inkry, dat hy nie staan vir die wet van Moses nie. En die volgende môre, terwyl Jesus in die plein staan en die mense leer, toe bring hulle 'n verwilderde jong dame in hulle midde in. 'n jong meisie wat verskrik is, want sy is op heterdaad betrap van die verskriklikste ding wat jy kan doen, oorspel. En dit is heel duidelik dat hierdie vrou, dat dit gepland was. Want as jy Levitikus 20 vers 10 en Deuteronomium 22 vers 22 lees, dan staan daar duidelik in die wet van Moses, dat wanneer 'n man en 'n vrou betrap word op oorspel, dat beide van hulle gestenig moes word. Dit was nie net die vrou wat hierdie straf moes dra nie, dit was ook die man wat saam met haar dit gedoen het. Ons weet nie wat het van die man geword nie, dalk het hy weggehardloop.
Of dalk was hy deel van die slinkse plan van die Fariseërs om vir Jesus te betrap. So dis baie duidelik, vriende, dat wanneer hierdie vrou voor Jesus kom, dat sy nie op verhoor is nie. Dis nie sy wat voor die regbank kom staan nie, dis Jesus. Want dis hy wat ondervra word. Dis hy wat deur mekaar uitgetrek word oor, wat gaan jy sê, Jesus? Wat gaan jy sê oor hierdie vrou? Daai vrou staan daar. Sy sê nie 'n woord nie. Sy's naamloos. Tekenend dat sy 'n jonger meisie was, want in die Joodse wet het dit bepaal dat as jy 'n ouer vrou was, moes hulle jou wurg. As jy jonger was, moes hulle jou stenig. En Jesus staan daar verstom en verbaas, waar's die man? Waar's die man wat saam met haar betrap is? Onmiddellik trek Jesus hierdie mense se eie woorde teen hulle self in vertwyfeling, want wat doen hy? Hy gaan op die grond, hy buig en hy skryf. Hy skryf in die stof van die tempelplein. En terwyl hierdie vrou hier staan, sy wag vir haar lot, sy weet enige oomblik kan die eerste klip haar tref. Want dit was wat die wet bepaal het, jou aanklaer, die een wat jou na die regbank toe gevat het, hy die eerste reg gehad om 'n klip te gooi. Maar hoekom het hulle nie? Want hulle wou Jesus uitvang. Want hulle het geweet, as Jesus daar gestaan het en vir hulle gesê het, gooi haar dood, dan het hulle teen die Romeine opgetree. Want die Romeine het gesê, geen Jood mag iemand doodmaak onder 'n Romeinse bestel nie. Sou Jesus vir hulle gesê het, sy moet eerder gaan, dan het Jesus teen die Jode opgetree, want hy het nie die wet van Moses nagekom nie. Sy eie boodskap van genade het in gedrang gekom hierdie dag. Ek wonder wat het Jesus daar in die stof geskryf? Natuurlik sal ons dit nooit weet nie. Miskien het hy soos die Romeinse regters gedoen, en die klagstaat op die grond geskryf voordat hy dit sou lees. Tekenen daarvan kan jy gaan lees in Jeremia 17 vers 13, waar daar staan, die persoon wat sy rug op God draai, sal soos iemand wees wat in die stof geskryf word. Dis die enigste verwysing in die skrif wat ons het na hierdie gedeelte toe. En die Fariseërs wat sien hoe Jesus buig oor hierdie vrou, vra die hele tyd vir hom, wat sê u? Wat sê u? Hulle ondervra vir Jesus. Gemeente, dis waar die skoene van genade kom. Elke een van ons vanmôre kom staan partykeer in daai skoene. Uitgelewer aan twee soorte mense. Uitgelewer aan die opinies van die wêreld en uitgelewer aan God. En terwyl die wêreld rondom jou en my baie keer skree, jy moet gekruisig word, jy moet gestenig word, jy moet boet vir jou sonde, staan daar iemand anders in die kring en hy sê, die een wat 'n skoon gewete het, laat hom die eerste klip gooi. Dit is eintlik merkwaardige woorde. Want deur dit te doen, erken dat almal wat daar staan, erken almal aan hulle self, maar nie een van ons is skoon nie. Nie een van ons het die reg om neer te sien op 'n ander persoon, omdat ek self in die skuldige bank staan nie. Die enigste verskil is, sy is uitgevang en ek is nie. En ons lees hoe die mense een vir een hierdie vrou verlaat, en toe hulle weg is, toe staan Jesus op, want hy het die hele tyd gebuk gestaan, met die vinger van genade in die sand. En toe hy vir haar kyk, toe staan sy nog steeds daar, sy het nie eens geloop nie, want sy het geweet, daar's een iemand. Sy het geweet, daar's een persoon wat hierdie klip kan gooi, en dis die een wat nou by haar staan. Sy het geweet dat Jesus die enigste een is wat 'n skoon gewete het.
Dat Jesus die enigste een is wat geen skuld op hom dra nie. Dat Jesus vir die mense gesê het, laat hom wat 'n skoon gewete het, die eerste klip gooi, en ek is geregtig om dit eerste te doen. Dis hoekom sy nie loop nie. Want sy verwag haar lot nou van die een wat dit kan doen. En as Jesus opstaan, dan sê hy vir haar, mevrou, waar is hulle? Hoekom het hulle jou nie veroordeel nie? Dan sê sy, nee, Here, hulle het nie. Wat gaan u doen, Here? Ek weet mense kan my nie veroordeel nie, Here. Ek weet mense kan my nie vir my sonde verantwoordelik hou nie, maar Here, u kan. Wat gaan u doen? Ek gaan ook nie. Ek gaan ook nie. Die eerste klip wat ek na jou toe gaan gooi, gaan 'n klip van genade wees. Sodat jy daai klip kan gebruik om te begin bou op 'n nuwe lewe. Maar gemeente, hy sê ook vir haar, nou kan jy maar gaan, maar moenie weer sondig nie. Vriende, ek en jy het vanmôre die voorreg om in hierdie vrou se skoene te kom staan vir 'n wyle. Jy met jou sondes en ek met myne. En ek en jy het vanmôre die voorreg om by die Here te kom staan en te sê, Vader, kom wees ons net genadig. En dat ek en jy vanmôre verseker kan weet dat die Here vir jou en my sê, as jy by 'n punt kom waar jy sê, ek weet nie wat om met hierdie skuld las van my te doen nie, dan sê die Here, ek veroordeel jou nie. As jy vanmôre hier is en jy weet nie hoe om van hierdie goed van jou ontslae te raak nie, sê die Here vanmôre vir jou, ek veroordeel jou nie. As jy nie vanmôre weet hoe om verder te beweeg in die gemors waarin jy is nie, sê die Here vanmôre vir jou, ek veroordeel jou nie. Bring dit na my toe. Ek sal dit op my vat. Hierdie vrou was nie 'n prostituut nie. Hierdie vrou was nie 'n straatvrou nie. Sy was net op oorspel betrap. Dis al wat ons van haar weet, maar ons weet ook nie wat haar naam was nie, want dis nie waaroor die punt gaan nie. Die punt gaan, liewe vriende, dat God genade betoon aan die een wat bereid is om hulle lot te aanvaar. En dan sê die Here vir hierdie vrou, en die Here sê vir jou en my vanmôre, as niemand jou veroordeel nie, hoekom sal ek? Jy gaan in vrede en jy hoef nie weer te sondig nie. So baie mense gebruik hierdie gedeelte as 'n verskoning. As 'n verskoning om weer te gaan oortree. As 'n verskoning om weer te gaan sondig. Nou, liewe gemeente, dis nie hoekom hierdie gedeelte vir ons opgeteken staan nie. Hierdie gedeelte is vir ons opgeteken om vir ons te wys wat gebeur met 'n mens wat waaragtig vergewe word vir dit wat hulle gedoen het. Dit staan in die konteks van die loofhuttefees. As jy na my toe kom en jy's dors, hierdie vrou het nie na hom toe gekom nie, sy's na hom toe gesleep. Maar sy was dors. Sy het nie geweet hoe om hierdie dors van haar te les nie. Sê Jesus, as jy van my drink, sal dit binne in jou 'n fontein wees. Van water wat uitborrel. Dis nie sonder meer in hierdie selfde storie dat Jesus op 'n stadium in hoofstuk 4 'n vrou by die put ontmoet nie. En nadat Jesus met haar praat oor die water wat sy drink en die water wat hy kan gee, dan sê hy vir hierdie vrou, die man wat jy nou het is nie joune nie, en jy het al 6 ander gehad. Maar nêrens sê Jesus vir haar, daarom veroordeel ek jou nie. Al wat Jesus vir hierdie vrou sê is, drink van my water.
Ontdek die genadeput van God in jou lewe. En as jy van hier af verder beweeg, moenie weer sondig nie. En die Here is genadig, hy sal ons weer vergewe. En daarom kan ek vanmôre vir jou met groot liefde en groot eerlikheid kom sê, liewe vriende, daar is niks in hierdie wêreld wat jy kan doen, wat die genade van God kan minder maak nie. Daar is niks in hierdie lewe wat jy kan doen, wat jou verder kan vat van hom af nie. Daar is nie 'n put of 'n gat in hierdie wêreld wat jy kan grou, wat te diep is vir God om jou nie te kan kry nie. Daar's nie 'n uithoek in hierdie wêreld wat vir jou te ver is, dat God jou sou verloor of dat jy sou verdwaal nie. God het die uithoeke van hierdie wêreld uitgespan. Hy het elke hoek en draai van hierdie skepping in sy hande gevorm. En al wat die Here van jou en my vra as vriende, in plaas van hom af weg te hardloop nader. Hardloop in die genadige arms van jou Vader in. In Lukas 15, die verlore seun wat in die pitte van die varke gaan sit het, nadat hy al sy geboortereg opgemors het met die wêreld. Toe hy terug gaan huis toe hardloop hy nie na 'n pa toe met 'n sweep nie. Toe hardloop hy nie na 'n gemeenskap toe wat wag met klippe om hom dood te gooi nie. Hy hardloop na 'n pa toe wat hom ontvang in sy arms. En ek kan vanmôre vir jou kom eerlik sê, as jy daai vergifnis proe, as jy op daai manier in die skoene van genade staan, dan sal jy nie weer sondig nie. Want jy sal besef hoe kosbaar die genadige hande van die Vader is. Ontdek dan vanmôre die God van genade. Ontdek dan vanmôre dat jy uit jou skuldskoene kan klim en in jou skoene van genade kan staan. Ontvang jou vergifnis. Lewe uit die goedheid van die Here. En mag dit vir jou 'n nuwe lewe bring. En as dit gebeur, gaan wees 'n draer van die genade. Gaan sê vir mense daar buite, julle, ek het die genade geproe en ek wil hê jy moet dit ook proe, want jy weet nie wat jy mis nie. Jy besef nie wat dit aan jou lewe kan doen nie. Kom saam met my, kom ontmoet die Here Jesus. Hy staan in die tempelplein. Hy wag vir jou. Hy wag vir jou. Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. Aan U al die eer, o hemelse Vader, dat ons vanmôre mag sê, heilig, heilig, heilig is die Here. Maar dat ons dit vanmôre ook mag doen as kinders wat deur genade ontvang word. O Vader, kom help ons dan vandag om uit ons skuld uit te stap en in U genade te kan lewe. Ons kan dit nie self doen nie, Here. Ons het vir U nodig. Help ons daartoe in die naam van Jesus ons Here. Amen. Daar's geleentheid om julle dankoffers te gee.